In hierdie nuwe dag is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Hartlik welkom liewe vriende by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart. Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Jesaja 45 vers 5 tot 7. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek maak die lig en skep die donker. Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. 2 keer in ons teks van vanmôre, liewe vriende, kom God aan ons dit baie duidelik stel, dat hy die enigste ware God is, en dat daar geen ander God buiten hom is nie. Daar is talle mense in hierdie wêreld, wat die God van die Bybel, Vader, Seun en Heilige Gees, glad nie erken nie. Of daar is mense wat sê dat daar geen God bestaan nie. Wat 'n dwaling. Die Bybel leer vir ons dat iemand wat sê dat daar nie 'n God is nie, 'n dwaas is. In ons teks van vanmôre praat die Here deur sy profeet Jesaja met koning Kores. Hy sê aan koning Kores dat daar geen ander God is as die God wat nou spreek met hom nie. God stel aan wie hy wil. Hy roep ons met 'n spesifieke taak en opdrag. Hy is die een wat ons lewens bestuur en beheer. Ja, hy maak lig en hy skep donker. Hy gee voorspoed en hy skep rampspoed. Hy is die Here en hy kan al hierdie dinge doen as hy wil. Ek en jy kan nooit die Here bevraagteken vir sekere dinge wat in ons lewe gebeur nie. As die Here dit goed vind om ons lewens so te bestuur, wie is ons dan om sy besluite te bevraagteken? Hy is immers die ware God, die lewende God, die enigste God. 2 keer in ons teks van vanmôre kom sê die Here, buiten my is daar geen God nie. Hierdie God het ons so lief, dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om ons uit genade te kom red. Jesus Christus het die hoogste prys betaal vir sondaar mense, sodat elkeen wat hulle sonde voor hom bely, vergifnis kan ontvang. En elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Vandag word ek en jy opgeroep om bemoeienis te maak met die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons neem hom vandag aan as ons saligmaker en verlosser. Kom ons wees gehoorsaam aan hom. Kom ons leef vir hom. Kom ons dien hom. En ons luister na sy woord. En ons gee aan hom die eer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre voor U kan stil word in gebed. En alle lof en eer aan U kan bring, die enigste ware God. Dankie dat U deur die Bybel met ons praat en ons kom leer, en dat U ook met ons kom bemoeienis maak deur U Seun Jesus Christus. U rus ons toe vir ons taak in hierdie wêreld. Dankie dat U saam met ons op ons lewenspad is. Wil U hierdie mooi dag vir ons seën, Here? Gee vir ons alles om van te lewe, voorsien ook in al ons behoeftes. En baie dankie vir soveel gawes waarmee U ons begenadig. Beskerm, behoed en bewaar ons ook in hierdie dag, en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.